Hoekom sou ek geloftedag vier in Amerika? Ek meen, ek is in Amerika gebore, ek het in Amerika groot geword, ek het in Suid-Afrika gaan woon vir 6,5 jaar, maar ek woon nou weer in Amerika vir die afgelope 2,5 jaar. So hoekom sou ek in Amerika in die winter op 16 Desember geloftedag vier? Wel, hierso kom. Want my pa was trots op sy erfenis. Daarom het hy ons Afrikaans leer praat as huistaal in die buiteland, in Texas. So, vandat ek kan onthou, het ons geloftedag gevier in Amerika. En natuurlijk toe ek ook in Suid-Afrika was, het ek soos altyd geloftedag gevier. Nou, baie volkslede vier geloftedag, maar hulle dien nie Jesus Christus nie. Hulle het nie 'n lewendige persoonlike verhouding met die Here nie. Dit is iets van 'n tradisie. Maar baie van ons onder die boere en onder die Afrikaners vandag vier nie meer geloftedag nie. Selfs die wat steeds in Suid-Afrika woon, wat in die Vrystaat woon, of wat in die ou Transvaal woon, of Natal, of Suidwes. So baie van ons volkslede wat steeds in die land woon, vier nie geloftedag nie. Nou, hoekom vier ek geloftedag? Persoonlik, dis nie net vir my 'n ding van gewoonte en tradisie nie. Ek vier geloftedag want ek is dankbaar dat ek leef. Okay? Ek is dankbaar dat God my voorouers se lewens gered het op 16 Desember 1838 by Bloedrivier. Ek is, maar volgens my pa se navorsing is ons afkomstig van Sarel Souillet se broer en van president Kreer se oom en wie weet wie nog. Maar ek voer geloftedag want ek het 'n dankbaarheid hier in my hart dat die Here het ons volk se lewens gered. En daarvoor neem ek 'n dag. Ek het kennis gegee by die werk. Ek gaan nie by die werk wees nie. Al woon ek in die buiteland, al is ons volk miskien in die buiteland en miskien in die binneland, in 'n vorm van ballingskap, volgens sekere geestelike leiers. Ek dien die Here, en ek wil my dankbaarheid teenoor die Here uitspreek, dat hy my voorouers gered het, en dat daardeur hy 'n groot wonderwerk vir ons mense gedoen het. En ek dink, dit maak sin om die Here daarvoor te dank, of ons nou steeds in Suid-Afrika se grense woon, of in Namibië of die buiteland. Nou, ek gaan net die gelofte voorlees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat, as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. So, soos jy kan sien, hoekom wil ons voorvaders en die wat by die slag was, hoekom wil hulle dit doen? Hulle sê hier aan die einde, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. So dit was nie om te sê, Here, gee ons 'n lekker oorwinning, dan kan ons spog en vir almal sê,
ons is die beste volk, ons is die sterkste krygers. Nee, dan kan ons sê, ons het tot die Here uitgeroep, in ons tyd van benoudheid, toe ons die vyand sien kom, en hulle was baie, en ons was min. Ons het die Here ons God aangeroep, die God van Abraham, Isak en Jakob, en van sy troon. Die Here het ons gebede gehoor. Hy het neergedaal, en hy het ons lewens gered, van die wat gekom het om ons dood te maak. Hy het ons verlos van die wat ons wou uitwis. Daarom gee ons die Here die eer. Ons mag nie aan die heilige dinge vat nie. Ons mag nie die eer van die Here aantas, en vir ons 'n klein bietjie eer vir onsself uitkerf nie. Niks van, kyk hoe goed is ons volk, kyk hoe lekker het ons geveg by Bloedrivier nie. Ons het geveg. Maar die eer van die oorwinning gaan na die een wie se hand daar was, maar nie met menslike oë aanskou was nie. Die eer vir die oorwinning gaan na die Here toe. Die God van ons voorvaders. Die God van die heilige skrif. En ek wil net een vers voorlees. 'n gedeelte van 1 Samuel 2, hoofstuk, vers 30. Die laaste gedeelte wat sê, want die wat my eer, hoofletter my, want die wat my eer, sal ek eer, maar die wat my verag, sal veragtelik wees. As ons die Here eer, dan sal hy ons eer, maar as ons die Here verag, dan sal hy daarvoor sorg, dat ons veragtelik sal word. So ons moenie ons harde verhard en hoogmoed nie, en trots en eie-ekkigheid nie. Ons moet nie eendag erken, die Here is die bron van ons krag. Ons moet hom die eer gee vir 16 Desember. En ek weet daar's mense onder ons volk, selfs Christene, wat sê, maar my voorvaders was nie daar nie, dit niks met my te doen nie, ek wil dit nie vier nie. Maar wat hulle dalk nie weet nie, is dat by die inwyding van die Voortrekker Monument in 1949, toe was daar duisende van ons volk daar, en toe het hulle in die openbaar as volk toegestem tot die gelofte om die Here die eer te gee in 1949 by die Voortrekker Monument. Maar nou ja, nietemin, of jy nou kies om geloftedag te vier of nie, kyk, daar's mense wat geloftedag vier, wat ons nie in die hemel gaan sien nie. En daar's mense wat nie geloftedag vier nie, wat ons in die hemel sal sien. Wat saak maak is jou persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus, of jy al in nederigheid gebreek het en vir hom gebuig het en sê, Here Jesus Christus, vergewe my sonde, maak my kind, help my om u te volg. Dit sal wys jou loyaliteit of getrouheid aan die Here. Dit sal vir jou 'n idee gee van waar staan jy met God, hoe lyk jou geestelike lewe. Maar ek vier geloftedag, al woon ek in die buiteland, want ek wil die Here eer, en ek wil die Here dankie sê. Ek vier geloftedag alleen, daar's nie 'n lekker gemeenskap van Afrikaners of boere hier waar ek woon nie, maar ek eer die Here en ek dink na oor wat hy vir my voorouers gedoen het en wat hy vir my gedoen het. En ek is die Here baie dankbaar. Ek het baie om die Here voor te bedank. So, ek sê, Here, dankie. Dankie dat U my voorouers se lewens gespaar het. Dankie Here vir hoe U al met
my volk gewerk het in ons geskiedenis en Here, my hart breek oor hoe my volk nou lyk, nie net oor wat 'n slegte omstandighede die volkslede wat steeds in Suid-Afrika is, onder verkeer en die verdrukking wat daar plaasvind nie, en die diskriminasie teen ons nie, maar my hart breek, o God, omdat ons volk, soveel van ons het ons rug op U gedraai, of net vasgehou aan die godsdiens, die godsdienstigheid, die Sondagoggend is ek 'n Christen, die res van die week nie, of die geleentheidschristene. Here, my hart breek vir ons volk, want ek weet, as ons U verag, dan sal ons veragtelik gemaak word. Maar as ons U eer, as ons bekeer in U eer, dan sal U ons eer. Maar Heer, ek wil nie U dien omdat ek eer soek nie. Ek soek net U, Heer, en U is genoeg. Kom doen 'n werk in my en in ons volk. Wees geseënd, o Here, ek kan bid U as koning. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Mag hy jou naby wees en aan jou sy vrede skenk. Altyd.